Goeiemôre. Ja, ons is al klaar, weer volstoom in die nuwe jaar. Woensdag begin die skole, almal begin weer terug aan werk toe en ek hoop dit was 'n baie lekker tydjie vir julle gewees. Vanoggend lees ons uit Markus 5 vanaf vers 21 tot 43 en die tema is: waar kom my hulp vandaan? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U saam met ons in hierdie nuwe jaar is. Dankie vir U genade, U liefde, U geduld met elkeen van ons. Ek wil vra dat U saam met ons sal wees in hierdie jaar wat voorlê, ook vir ons kinders wat skool toe gaan. Hou U hand van bewaring oor hulle en dankie vir U goedheid. Met vir hulle wat swaar kry en siek is. Help ons om U hande te kan wees, daar waar hulp nodig is. Amen. Markus 5 vanaf vers 21. Dit is redelik 'n lang gedeelte en ek gaan by die hele gedeelte stil staan. Die dogtertjie van Jairus, die vrou met bloedvloeiing. Jesus het daarna met die skuit gevaar oorkant toe en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saamgedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend: my dogtertjie lê op haar uiterste. Kom net tog hy hande op haar sodat sy kan gesond word en lewe. Hy het saam met hom gegaan. 'n groot menigte het agter hom aangegaan en het van alle kante af teen hom gedruk. Daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters en het alles wat sy gehad het daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarbey gevind nie, haar toestand het eerder vererger. Sy het van Jesus gehoor en die gedrang nader gekom en van agteraf aan sy klere geraak. Want sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog. En sy kon in haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal ontslae raak. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daarvan van hom krag uitgegaan het. Hy het hom nie gedrang omgedraai en gevra: wie het aan my klere geraak? Sy disippels het hom geantwoord: u sien tog dat die mense van alle kante af teen u druk, en dan vra jy nog wie het aan my geraak? Hy het rondom hom gekyk om te sien wie dit gedoen het. Die vrou het geskrik en gestaan en bewe, want sy het besef wat met haar gebeur het. Sy het toe voor hom op haar knieë kom val en vir hom haar hele geskiedenis vertel. Daarna sê hy vir haar: dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Wees vergoed van jou kwaal genees. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge huis af en sê vir hom: u dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig? Jesus het egter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge: moet jy nie ontstel nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê: wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Hy het almal beveel om uit te gaan. Hy het net die pa en ma en van die kindertjies, van die kindjie en die 3 disippels wat met hom was, saamgeneem en in die kamer ingegaan waar die kindjie was. Hy vat toe die kindjie se hand en sê vir haar: Talita, kom. Dit beteken: dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Dadelik het die dogtertjie opgestaan en begin loop. Sy was al 12 jaar oud. Die mense was stom van verbasing. Hy het hulle toe streng opdrag gegee om niemand anders daarvan te laat hoor nie, en gesê hulle moet vir haar iets te ete gee.
Ek lees net tot dan. Waar kom my hulp vandaan? Nou, die wat verlede week gekyk het, kan julle dalk onthou dat ek het stilgestaan by Dawid. En Dawid het 'n baie groot probleem gehad. Eintlik 'n reuse probleem. Dit was Goliat. Niemand het kans gesien om die reus Goliat aan te vat nie. Hoekom? Want hy was te groot en te sterk. Maar dit het Dawid nie geplan nie. Want Dawid het geweet, hy is nie alleen nie. Hy ken iemand wat tog baie groter en baie sterker is as Goliat. En dit was God. Dawid het God geken. En hy het baie goed geweet, hy kan net na God toe gaan en sy hulp by God gaan soek. En die rede hoekom ek julle weer vanoggend aan God herinner is, omdat dit ook presies is wat gebeur het in vandag se gedeelte. Hierdie gedeelte vertel ons van twee mense. Twee mense wat op die oog af geweldig van mekaar verskil. En dit glad nie dieselfde nie. Okay, een man, een vrou. Een se naam is Jairus. Jairus het status gehad. 'n Raadslid van die sinagoge, een van die heel belangrikste Jode in die stad. Vir hom was dit nie maklik om na Jesus toe te kom nie. Want die ander raadslede in die sinagoge sou nie daarvan gehou het dat hy homself met Jesus assosieer nie. En baie belangrik, Jairus moes vergeet hoe belangrik hy is. En hy moet vir Jesus kom opvra. 'n Belangrike man wat kom opsoek. En dan toe hy dit toe kom. Want sy liefde vir sy dogter dring hom daartoe. En haar siekte. Sy, soos kan sien later, sy is tot die dood toe siek. Die ander een, vrou, ons weet wie Jairus is, ons ken sy naam, sy het nie eens 'n naam nie. Sy sukkel al jare met haar gesondheid. Niemand kan haar help nie. Alle geld is al uitgegee. Maar sy het net sieker en sieker geword. Die mens kan amper sê, haar mediese fonds was totaal en al uitgeput. En haar siekte het gemaak dat niemand met haar iets te doen wou hê nie. En sy was ook nie eens belangrik nie, want ons weet nie eens wat sy naam nie. Sy was verskriklik eensaam, desperaat, uitgestoot. Maar in een opsig was albei hierdie persone eintlik soos Dawid. Hulle het geweet waar om te kom help soek. En nou wil ek jou vra, het jy al geleer dat 'n mens maar vir Jesus alles kan sê wat jou pla? Ja, Jesus is iemand wat alles kan doen. En hy nooi ons uit om alles wat ons pla na hom toe te bring. Hy het ons gesê, kom na my toe, almal wat uitgeput en laai is, en ek sal vir julle rus gee. Of jy groot en belangrik is, of jy arm en eensaam is, maak nie saak nie. Kom na my toe. Praat met my, sê Jesus. Ek wil jou help. Kom ons gaan na God toe.
Ek hoor baie keer mense sê, ek is nou oor dit. My moed is totaal en al gebreek. Weet jy wat, dit help nie ons steek vir mekaar weg vanoggend hoe ons voel nie. Hoe voel jy op hierdie stadium? Hoe voel jy aan die begin van hierdie nuwe jaar? Ek dink die meeste van ons sit nog met oujaarse probleme. Vuisfoos, moedeloos. Dalk sal jy vir jouself kan identifiseer vanoggend met hierdie twee karakters aan wie Markus ons bekendstel. Twee verhale baie in gemeen. Want as daar een ding is wat in hoofletters oor al twee hierdie verhale staan, is die woord desperaat. Hulle beleef 'n vasgelooptheid en hulle weet glad nie meer wat hulle kan doen nie. Jairus moes sy 12-jarige dogtertjie dodelik siek by die huis los. Die blote feit dat hy haar alleen by die huis gelos het terwyl sy op haar sterfbed lê, wys jou klaar hoe desperaat hy is. Hy as leier van die sinagoge kom na Jesus toe om hulp te vra. Dit spreek boekdele. Hy moes sy trots in sy sak steek. Hy moes sy vooroordeele oor Jesus laat vaar om hier voor Jesus te kan staan. Want hy het geen ander opsie gehad nie. Vir die Jode was hierdie 12-jarige jong vrou, dogtertjie, jong vrou wat op die drempel van die lewe gestaan het. En dan lê sy stervend. En Jairus sal enigiets doen maar te red. Soos ek gesê, die ander eens naam ken ons nie eens nie. Sy is nie 'n gesiene figuur in die samelewing nie. 'n Verworpe figuur in die samelewing. 'n Uitgeworpene. Wat sy geld sy ook al gehad het, sy hankel bestee aan mediese behandeling vir haar siekte. Maar het dan niks gehelp nie. Om die waarheid te sê, haar situasie het net vererger. Sy is nie eens welkom in die tempel of in die sinagoge nie. Want na haar toestand mag sy nie daar inkom nie. Geen vriendin gaan haar na huis ontvang nie. So sy daar vir Jesus langs die pad staan en wag, is sy 'n prentjie van desperaatheid. Nergens meer te gaan nie. Sy kan nie in die privaatheid van 'n studeerkamer of 'n spreekkamer sien nie. Sy het geen ander keuse om Jesus op hierdie openbare plek te nader, ten aanskoue van almal wat nuuskierig daarom ronddraai nie. Jairus kon nie die donkerte van die nag gebruik om weg te kruip en sy vernedering weg te steek soos Nikodemus wat nie aand na Jesus toe gegaan het nie. En hierdie vrou het geen ander keuse as om haar toestand voor almal rigbaar te maak nie. Twee magtelose mense. Wat sê hierdie gedeelte vir ons? Die punt is, hulle maak die regte keuse. En hulle is nou op die regte plek. Op die ou einde kry al twee hulp in hulle hulpelose situasie. Jairus het hulp gekry want hy het vergeet van sy eie posisie, van sy status en van homself.
Hy het sy trots in sy sak gesteek om Jesus te nader. Hy kry hulp in sy situasie, omdat hy sy vertroue op Jesus gestel het. Al dink of sê wie ook al wat daarvan. Jairus het sy krisis na Jesus toe gebring, en hy is nie teleurgesteld nie. Vrou weet ons het niks om mee te verloor nie. Al wat sy kan wag, is dat Jesus haar kan afjak of wegjaag. Nou op die een of ander manier weet sy, dit sal nie gebeur nie. Maar sy wil nie instuur nie. Miskien was sy te skaam oor haar probleem, om het vir ander te verkondig, maar al wat sy doen is sy raak. Sy raak net aan die soem van sy kleed, en dadelik is sy gesond. Toe sy waag met Jesus, kom sy hoor, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Wees vergoed, vir ewig, van jou kwaal genees. Twee uiteenlopende mense, twee verskillende krisisse, twee mense wat hulle toevlug tot Jesus neem, wie se stories wonderlik eindig. Maar wat my op die ou eind van hierdie verhale meeste bybly, is dat dit 'n verhaal van uiterste teenstellings is. Aan die een kant die vrou se desperaatheid. Ons lees, selfs nadat sy genees is, het sy geskrik en gestaan en gebewe. En dan reelreg daar teenoor Jesus se rustigheid. Hy weet wat gebeur het. Maar hy weet dat hierdie vrou het meer as net fisiese genesing nodig. Sy het nodig om haar geloof onder woorde te bring en op haar knieë voor hom te kom staan. Anders as sy dalk die res van haar lewe kon vertel, hoe gelukkig sy was dat Jesus haar nie eens agtergekom het. Hy het haar gesond gemaak nie. Maar na deze kon sy vertel, hoe haar liefdevol aankyk, en in genade aanspreek. En dit is wat haar lewe verander het. Meer nog as haar genesing. In die tweede deel van die verhaal kry ons hierdie skrille kontras. Aan die een kant kry ons ook die situasie by Jairus se huis. Die hysterie van die destydse Joodse roupraktyk was in volle swang toe Jesus daar aankom. Dit was die hele gedoente van mense wat verskriklik huilend te kere gaan. Magtelose mense, geen beheer meer oor hulle situasie nie. Maar wat doen Jesus? Hy ignoreer die situasie. Hy vat nie die ouers en sy disippels wat hy uitgesoek het in na 'n kamer toe. Hoekom? Jesus is in beheer. Hy is anders. Wat hy in beheer is, wek hy haar op. Miskien is dit ook jou storie vanoggend. Ons lewe in 'n tyd van desperaatheid. As jy mense oral lees en met mense gesels, dan hoor jy die desperaatheid. Alles is buite ons beheer. Maar weet jy wat? In die laaste 2000 jaar het niks vir Jesus verander nie. Hy is steeds rustig en beheer. En dit is waarvan Markus 5 vanoggend jou kom herinner. Raak jy 'n slag bewus daarvan. Los die hysterie en kom tot rus in God. Hou op rasend te kere gaan. Maar vind jou rus in die Here. Waar sal my hulp vandaan kom?